Here, soos ons nou gesing het, wil ons ook doen, om aan U die lof en die eer en die aanbidding te bring tot in alle ewigheid. U wat op die troon sit en wat regeer, U wat ons wêreld en die skepping en die mense in stand hou en onderhou en versorg. Dankie dat ons vanmôre die geleentheid het om net vir 'n oomblik in 'n baie besige tyd van ons lewens dalk net tot stilstand te kom, tot rus te kom, onder die geklank van die woord te kom en hier te kan kom dien met ons sang, met ons harte wat ons gewillig maak om te luister na wat U vir ons sê en die gewilligheid om uiteindelik ook te gaan doen. Maar ons is in U teenwoordigheid, Here, en ons wil graag hierdie hele erediens so deurgaan dat ons bewus sal wees daarvan. Ons is gaste in U teenwoordigheid. En ons wil aan U die eer bring wat U toekom, ook deur ons houding, ons gesindheid, ons gedagtes in hierdie volgende uur. Dankie dat ons mag vra dat U vir ons asseblief sal seën, as ons nou met die woord gaan besig word, en o Heilige Gees, breek U asseblief elke woord self oop, elke teks self oop, en kom U self aan die woord, en wil U in elkeen van ons harte vanmôre hierdie besonderse boodskap los. Dit pleit ons en vra ons in die naam van ons Here. Amen. Ek wil jou nooi om jou Bybel oop te maak by 3 plekke. So jy het nou baie vingers of baie boekmerkies nodig. Dis nou waar al daai fotootjies van die kinders en die kleinkinders en oumas en oupas nou goed te hulp kom, dat jy nou iewers 'n plekkie het om of 'n dingetjie het om jou plekkie te hou. Die eerste een is Lukas 2 en dan 2 Konings 5 daar in die Ou Testament en dan weer Markus 14, Nuwe Testament. So Lukas 2 gaan ons eers lees en dan gaan ons terug Ou Testament toe. Ons gaan daar 2 Konings 5 lees en dan gaan ons weer Nuwe Testament toe na Markus 14 toe. So maak dit sommer nou maar oop, dan is dit net nou nie 'n baie geblaaiery as ons by daardie gedeeltes moet stil staan nie. Een papa lees elke aand vir sy dogtertjie uit 'n boek Helde van die Bybel. En elke aand staan hy by 'n held stil, van Gideon af, Dawid, Samson, Moses, Abraham. En een aand terwyl hy so besig is om by een van hierdie helde stil te staan, toe stop die dogtertjie hom so en vat hom so in die arm en sê, "Papa, kan net mans dan helde wees vir die Here?" En al die verhale wat hy lees gaan oor mans wat helde was. En die vraag van die ou dogtertjie laat 'n mens nogals dink dat jy partykeer so 'n oombliekie vergeet van ook van die vroue wat in die Bybel vir ons vertel word wat heldinne was. Die groot name soos Esther en Deborah. Ag, en jy sou nou 'n paar ander name ook kon noem, maar ek dink ons mis partykeer ook die onbekende name. Die name wat nie so vreeslik bekend is nie. Of die gebeure wat partykeer nie so vreeslik bekend is nie. Dat daar selfs ook onder hulle 'n klompie helde kan wees. Vrouens wat nie ooglopend op die voorgrond was nie. Vrouens wat nie 'n verskriklike groot ding gedoen het waarvan ons vandag nog kennis neem nie, maar wat in die kleinheid eintlik groot gedoen het. En ek wil jou vanmôre nooi om saam met my op hierdie reis te gaan, om by 3 van hierdie vrouens stil te staan. Om te sien hoe hulle in die klein wêreld waarin hulle was, terwyl die groot goed om hulle gebeur het, met 'n klein daad eintlik groot gedoen het. En 'n impak in die koninkryk gehad het en in die gang van die geskiedenis. En die eerste een waarby ons gaan stil staan is die een wat ons daar in Lukas 2 lees, die vrou met die naam Anna. En ek het nou in die week so 'n bietjie met 'n paar mense oor my preek gesels en dan sê iemand sê hulle vir my, is daar 'n Anna in die Bybel? As jy seker jy's nie by Hanna nie. Nee, Anna. As jy jou naam Anna het, een van jou lang doopname, wees bly, jy is geseënd, jy het 'n bloedlyn wat uit die Bybel uitkom, amper soos die paus homself, maar daai lyn lê daar, so as jou naam Anna is, dis 'n reg Bybelse naam. Nou ons lees van Anna daar in Lukas 2. Maar in Lukas 2 moet jy nou in sy konteks sien, dis een van die grootste hoofstukke in die Nuwe Testament. Dis die hoofstuk wat die aankondiging en die geboorte van ons Here vertel. Dis die hoofstuk wat begin deur te vertel, daar was 'n nag in Bethlehem,
waarin 'n klompie veldwagters, 'n skaapwagters besig was om hulle skape op te pas. En skielik gaan die hemel oop. En 'n magdom van engele kom uit die hemel aarde toe. Nou ek dink nie ek en jy het die vermoë om te verstaan hoe geweldig groot moes hierdie geleentheid gewees het nie. Die engele skaar uit die hemel hulle self kom na die aarde toe. En hulle kom met die grootste aankondiging denkbaar. Die verlosser is vir julle in Bethlehem gebore. En dan hoor ons mos daar in die eerste verse die magdom van engele wat dan tot eer van die Here begin sing. Daai wonderlike lied wat ons het, vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag en eer aan God in die hoogste hemel. Dis die konteks van hoofstuk 2. Dis die grootheid waarin hierdie gedeelte afspeel. En dan hoor ons 8 dae later is Jesus en sy ouers, Josef en Maria, by die tempel vir die besnydenis en vir al die rituele wat daai tyd moes plaasgevind het, die reinigingsoffer wat gebring moes word, klomp goed wat moes gebeur. Hulle loop vir Simeon raak, of Simeon loop hulle raak. En Simeon spreek daai groot profetiese woorde uit om te sê, nou kan hy maar in vrede sterwe, want die Here het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterf voordat sy oë nie die verlosser van Israel sou sien nie. En hier sien hy vir Jesus. Groot oomblik, die grootste oomblik van sy lewe breek aan, want hy het die verlosser gesien soos dit geprofeteer is aan hom. En dan in hierdie grootheid, jy moet die grootheid daarvan sien. In hierdie grootheid lees ons in 3 versies van 'n onbekende vrou. 'n Vrou wat baie ouens sê, maar ek het nie eers geweet daar is 'n Anna in die Bybel nie. Anna die profetes. Hoor vers 36. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Asher. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggegaan nie en God dag en nag gedien deur te vas en te bid. En juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Anna is al 'n bejaarde vrou, 84. Wie van julle is vandag 84 jaar oud? Jy weet hoe oud is dit? Jy weet wat het al in jou lewe gebeur. As jy die Bybelskool bywoon, dan weet jy, ek sê dit dikwels, dat 'n weduwee in die tyd van Jesus op aarde was seker die slegste wat jou kon oorkom. Daar was nie versorging vir jou nie, daar was nie pensioene vir jou nie. As daar nie 'n man was wat 'n familielid wat vir jou ingetree het nie of vir jou gesorg het nie, was jy oorgelaat in die armoede van die wêreld. Jy het gekrepeer as jy 'n weduwee was. Hierdie vrou net 7 jaar getroud gewees. Die res van haar lewe sy 'n weduwee, moes sy swaar gekry het. Maar dan hoor ons van hierdie vrou dat sy in die oë van die Here eintlik 'n heldin is, want daar's 2 besonderse kenmerke van haar, of eienskappe wat ons hier lees. 1, sy het voortdurend dag en nag in die teenwoordigheid van die Here gewees, by die tempel. So hoor in vers 37, sy was, vers 37, sy het nie van die tempel af weggebly nie, en het God dag en nag gedien, deur te vas en te bid. Hierdie vrou vind haar toevlug en haar sin in haar lewe in die teenwoordigheid van die Here, deur by die tempel dag en nag deur te bring. En dan 2, alhoewel dit nie vir so pertinent gesê word nie, is dit nou in hierdie konteks mos nou baie duidelik, dat sy op die Here gewag het. Want die oomblik as Josef en Maria met Jesus daar aankom, dan is sy die een wat die Here dank, en dan hoor ons en het sy met die mense begin praat oor hierdie verlossing wat gekom het, hierdie seentjie wat gekom het, wat die verlossing van Jerusalem sou gewees het. Anna het op die Here gewag. Die kardioloog wat ook 'n paar boeke geskryf het, Charles Strobel, jy kan maar 'n bietjie sy boeke gaan Google en daai boeke gaan lees, van die beste boeke seker wat daar bestaan. Hy het so 'n klompie jare terug 'n boek geskryf met die naam QR. En die QR staan vir The Quieting Reflex. En hy skryf in daardie boek, hy sê die moderne mens van vandag het gemiddeld 30 ongereelde hartklopings per dag, omdat ons verleer het om te wag. Hy sê om te wag is een van die wonderlikste goed wat jy vir jou gesondheid kan doen, en as jy nie meer wag nie, is dit ongesond vir jou hart. Daar's 'n impak op jou hart, daar's 'n slegte impak op jou hart, as jy nie meer kan wag nie.
En ons leef in 'n tyd wat ons regtig nie meer kan wag nie. Ons wil hê alles moet vinnig wees, alles moet dadelik wees, alles moet kits wees. En die oomblik as ons so 'n bietjie moet wag vir iets, dan word ons ongelukkig, ons word ongeduldig, ons raak gefrustreerd. Wag is nie meer vir ons nie. Dalk hoekom ons so baie met hartmoeilikheid te sukkel. Maar Anna het op die Here gewag. Haar lewe lank het sy gewag vir hierdie dag. Sy het die kuns van Psalm 130 het sy volmaak uitgeleef, want Psalm 130 sê mos vir ons, ek wag op die Here, my hele wese wag. Op sy woord vestig ek my hoop, ja, my hele wese wag op die Here, meer as wat wagte op die môre wag. Anna het op die Here gewag. Ek dink so dikwels wag ons eerder op 'n uitkoms, of op 'n antwoord, of op 'n verandering van situasie, of op 'n geleentheid, of op 'n verrassing, of op 'n deurbraak. Maar min wag ons net op die Here. En sy het dit reg gekry om op die Here te wag. Daarom lyk dit vir my, helde in die oë van die Here, of heldinne in die oë van die Here, is dikwels mense wat geleer het om in die teenwoordigheid van God wagtend op hom te wees. Tweede heldin waarna ek wil neem is die verhaaltjie in 2 Konings 5. 'n baie besonderse verhaal, weer omring met groot name en groot gebeure. Ons lees daar van vers 1 af, Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram. Hoor nou die titels en die beskrywing van hierdie ou, is 'n groot man. Was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Jy hoor eers die groot goede, nee, dis 'n groot man van wie hier gepraat word, maar dan is daar skielik moeilikheid. En dan so 'n bietjie weggesteek tussen die groot gebeure, hoor ons vers 2. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende as slaaf geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer maar net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. En dan ken ons mos nou die verhaal, dat Naaman luister na hierdie dogtertjie se woorde, en hy gaan Samaria toe, en hy gaan soek vir Elia op. Elia doen nie eers die moeite om by die huis te kom. Elia sit sommer daar op sy stoel, en dan sê hy net vir Naaman, gaan was jou 7 keer daar in die rivier, en dan sal jy gesond word. En as jy nou die verhaal mos nou lees, daar verder wat ons nou opgehou het, dan hoor jy dat Naaman hom so vervies, dat hy op sy perd klim en terugry. En dat sy onderdane, sy soldate om moet keer en sê, maar dis mos nou nie so moeilike opdrag wat die profeet vir jou gegee het, jy gaan doen dit, wat gaan jy nou verloor? En dan gaan hy tog maar rivier toe. En as hy om die 7de keer klaar gewas het, as hy uitkom, dan is hy gesond. En dan hoor ons vers 15. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Onthou, dis nou Arameer, nee? Dis nou 'n heiden, dis nou nie 'n gelowige nie, dis nie 'n Jood nie, wat hierdie belydenis uiteindelik maak. Ons lees hier van 'n klein jong dogtertjie, 'n slavin, 'n bediende, wat maar net een enkele sinnetjie sê. Maar wat deur die eeue echo as een van die mooiste getuies van iemand wat lewe in iemand anders se lewe gespreek het. Iemand wat in die groter konteks, ons hoor van Naaman, die groot generaal, die dapper soldaat, ons hoor van Elia, die man van God, die groot man wat so baie dinge kon doen. Binne in hierdie konteks is sy eintlik maar 'n niks. Die gebeure wat afspeel is eintlik maar 'n niks nie. Maar wanneer hierdie man siek word en melaats word, het sy net nodig om een sinnetjie te praat. Ag mevrou, as hierdie man, as meneer maar net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy gesond word. En dit lei uiteindelik tot een van die grootste belydenisse deur 'n heiden. Waarlik, daar is maar net een God, en dis die God van Israel. 'n naamlose kind. Ons weet nie eens wat haar naam was nie. Wat het haar wêreld uitgeruk is, ontvoer is, soos wat die teks sê, wat 'n slaaf geword het in iemand anders se huis, wat geen lewe van haar eie gehad het nie. Kies om nie bitter te wees nie, kies nie om opstandig te wees nie, kies nie om die hele tyd te kla oor die omstandighede waarin sy al bevind wat so onregverdig is nie.
Nee, sy spreek lewe in iemand wat nie eers van haar volksgenote is nie. Wat eintlik, as jy dit so ver wil vat, die vyand is. En sy maak 'n impak deurdat iemand 'n belydenis gaan aflê wat jy tot vandag te hoor. Waarlik, daar is geen God op die aarde behalwe in Israel nie. Heldinne is dikwels nie die vroue wat op die podiums van die wêreld staan en duisende mense toespreek nie. Heldinne is dikwels nie die beste motiveringssprekers nie. Heldinne is dikwels nie die skrywers van topverkoping boeke waarin jy die aanhaling na aanhaling na aanhaling kan uithaal nie. Hulle is soms die anonieme, die naamloses, die niemand neem notisie van hulle nie, die in 'n klein wêreldjie waarin hulle beweeg, maar wat soms in daardie wêreld die grootste moontlike kan doen, om heidene te beweeg, om te erken, die Here is die enigste God. En ek wonder as ek so na julle kyk vanmôre, hoeveel heldinne sit nie hierso nie. Vroue wat op die regte oomblik die regte woorde sê. 'n Sagte woord vir iemand wat dit op daardie oomblik so nodig het. 'n Oproep aan iemand anders sodat daardie persoon net kan sê, jy sal nie glo nie, dis wat ek nou op hierdie oomblik nodig gehad het, is om jou stem te hoor. 'n Gebed vir iemand, wat jy na die tyd hoor, ek het daardie gebed op daardie oomblik so nodig gehad. Heldinne is mense wat in die kleinheid, agter die skerms, onder die radar, die regte dinge doen, die regte dinge sê, en wat 'n impak het op mense se lewens, sodat lewens partykeer ingrypend verander. Heldinne is in die eerste plek, vroue lyk dit vir my, wat in die teenwoordigheid van God wagtend op die Here is. Maar tweedens, die geleentheid wat hom voordoen, al is dit net in een enkele sin, in die stilligheid, die regte ding sê, sodat dat 'n impak op mense se lewens kan hê. Dan die derde vrou, waarna ek wil neem, is in Markus 14. En ek wil haar met groot respek sommer noem, morsige Maria. Want dis wat sy is, 'n morsige vrou. Ons lees daar van vers 3 af. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Malaatse. En terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles, egte baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar verontwaardiging uitgespreek, waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee gewees het, en hulle teen haar uitgevaar. En hoor ons in vers 6, die Here se antwoord, laat staan haar, het hy gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Tog, julle het tog altyd die armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by my nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het my vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. En hoor nou hierdie woorde, dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. Ons lees in hierdie teks van 'n vrou. Ons weet uit die evangelie van Johannes in Johannes 12 dat dit Maria was. Maria, die suster van Lazarus en van Martha. Dis 2 dae voor Jesus se kruisiging. Dis weer eens 'n groot gebeure wat besig is om af te speel. En Jesus eet by Simon aan huis. Simon wat iewers malaats was en wat Jesus waarskynlik self ook genees het. En dan skielik dan bars Maria net daarin met hierdie kosbaarste besitting wat sy in haar hand het. 'n Flesie nardesolie. En ons hoor nou daardie nardesolie het die waarde van 300 denarii gehad. Denarii of 'n denarius was 'n dagloon gewees. So dis amper 'n jaar se salaris. So as jy nou jou salaris vir môre vat en jy weet jy kry 200 of 300 of 500, baie van julle kry mos nou 1.8 of 2.3 miljoen. As jy nou daai jaarlikse salaris vat, dan weet jy wat was die waarde wat in daardie klein flesie van 300 ml was. En sy kom en sy breek hom oop en sy gooi dit oor Jesus se kop uit. En dan hoor ons in die teks die mans, né? Johannes vertel vir ons weer was Judas wat op die voortou van hierdie hele storie was. Hulle het sommer onmiddellik hulle 30 onreëlmatige hartkloppings.
Hulle is so verontwaardig, want hulle sien somme, hulle maak sommetjies, hulle werk uit, maar hierdie 300 denarii kon vir 5000 mense kos gegee het, gelyktydig. Dis hoeveel geld dit was. En dit word net so in 'n oomblik op Jesus se kop uitgemors. En daarom kla hulle oor, en is hulle verontwaardig oor hierdie vermorsing. En wat doen Jesus? Hy sê vir hulle in vers 6, laat staan haar. Letterlik staan daar so, los haar uit. Los haar uit. Want sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Hoekom maak julle dit vir haar moeilik? En dan vers 9 in die Grieks staan daar, amen, amen. Ek verseker julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word van wat sy aan my gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. O, hierdie vrou gaan morsig om, né? Sy gaan morsig om met hierdie kosbare olie wat sy het. Sy gaan morsig om met die liefde wat sy in haar hart het en die goedheid wat sy teenoor die Here wil betoon. Ekskuus as ek dit nou vir ons mans sê, maar ons mans kan baie maklik die rekenaartjie gryp en die sommetjies begin maak. Ons kan baie vinnig begin uitwerk wat kos hierdie ding in rand en sent. En ons kan baie vinnig sê die waarde van hierdie item kon baie beter aangewend geword het as om dit bloot net te vermors, soos wat Maria dit hier sou doen en soos wat die disippels inderdaad daai aand gedoen het. Maar dit lyk vir my heldinne is juist vrouens wat morsig kan wees met hulle liefde. Morsig kan omgaan met hulle goedheid en wat dit nie in rand en sent meet as dit kom by hulle liefde nie. Hulle kan sommer net weggee en dit in oorvloed. Heldinne is vroue wat op die Here kan wag in sy teenwoordigheid. Heldinne is vroue wat so stil onder die radar, agter die skerms, so in die klein wêreldjie waarin hulle beweeg, dikwels op die regte oomblik, op die regte tyd, groot kan doen, omdat hulle lewens in ander mense se lewens kan spreek. Lewe in ander mense se lewens kan spreek. En meer as dit, lyk dit vir my heldinne is vrouens wat morsig kan raak, as dit kom by hulle liefde en by hulle goedheid. En net kan weggee sonder om somme te maak en die koste daarvan te bereken. As ek so deur my bril wat ek nou nie so lekker almal kan sien, ek moet eintlik so oor hom kyk want ek kan hier mooi sien, maar so kan ek nie lekker vers sien nie, maar as ek so oor julle kyk, dan weet ek in elke ma wat hier sit, is daar vanmôre 'n heldin. Want is hierdie eienskappe nie juis so waar in ons vrouens wat mamas is nie. Is mamas nie juis vrouens wat heldinne word in die oë van die Here omdat hulle soveel tyd in die teenwoordigheid van God kan deurbring nie. Omdat hulle voortdurend besig is om te vas en te bid, dalk nie altyd te vas nie, maar in gebed by die Here besig te wees soos Anna nie. As ek moet dink aan hoeveel getuienisse ek al gehoor het van mense wat sê, van kinders wat sê, as ek aan my ma dink, dan onthou ek haar is daardie een wat altyd vir ons gebid het. Daardie een wat voortdurend met die woord besig was. Daardie een wat altyd op haar knieë vir ons was. Daardie een wat in die teenwoordigheid van die Here geleef het. Maas is heldinne wat so baie kere net die regte ding op die regte tyd kan sê. Wat in daardie oomblik wat ander dit nodig het, presies die woorde hoor wat moet gesê word. Presies die aanraking kry wat gevoel moet word. En noem maar op, maar in daardie oomblik is hulle die klein slavin, die jong dametjie wat presies die regte ding op die regte tyd kan doen. En ek dink die meeste van alles is maas inderdaad helde wat morsig omgaan met hulle liefde en met hulle goedheid. Wat veel eerder gee as om te ontvang. Wat nie somme maak en bereken as dit kom by weggee nie. Maar dit sommer net uit loutere liefde kan doen, dikwels en waarskynlik die meeste van die kere tot hulle eie skade. Daarom as jy vanmôre die voorreg het om nog jou ma hier op aarde te hê, eer haar as hy heldin vandag. En as jou moeder al reeds in die hemel is, dank die Here dat jy die voorreg gehad het om my heldin as 'n moeder te hê. En mag hierdie 3 eienskappe van hierdie 3 vrouens, sulke onoorskynlike heldinne, mag dit vanmôre vir jou as moeder inspireer om ook op hierdie wyse heldin in die oë van die Here te wees. Ja, inderdaad,
is nie net mans helde nie. Ek dink vroue wat dikwels op die agtergrond in die stilligheid sonder geraas in die klein wêreld waarin hulle dikwels beweeg, net die regte dinge op die regte tyd doen. Is partykeer groter heldinne as wat 'n Dawid of 'n Samson of 'n Gideon ooit sou kon wees. Mag die Here sommer vanmôre elke heldin baie ryklik seën. Amen. Here, ons wil vir U so baie dankie kom sê vir moeders. Dankie dat elke ma ook 'n heldin is. Omdat ons ook in hierdie eienskappe van hierdie 3 vrouens ons eie moeders kan raak sien. En dankie dat ons mag vra dat U asseblief op hierdie besonderse dag wat vir hulle daar is, vir hulle ryklik sal seën. Dat U ook die seer wat party in hulle harte het oor daar nie meer 'n moeder hier is nie, of 'n moeder gewoon afwesig geraak het in hulle lewe, dat U asseblief ook daar U genade oor hulle sal uitstort en sal troos. En alhoewel ons U as ons Vader ken, ons weet U dra ook daardie moederlike instink, daardie moederlike versorging, daardie moederlike omgee in U hart. En U versorg ons, soos die Psalm sê, soos wat 'n moeder haar kinders versorg. Dankie dat ons ook ons toevlug na U toe kan neem in hierdie verband. Ek wil vra dat vandag vir elkeen 'n baie mooi dag sal wees en dat U ook hierdie manier waarop ons moeders eer vandag al die eer sal ontvang. Dit pleit ek en bid ek in ons Here Jesus se naam. Amen.